voordat ons teksgedeelte lees vanoggend, kom ons vat die persoon se hand langs jou en dan bid ons saam. Almagtige God en Hemelvader, aan U dra ons lewens op. En spesifiek ook in hierdie oomblik ons fokus, ons aandag en ons sin van teenwoordig wees. Spreek tot ons harte. Mag hierdie woord wortel skiet in ons harte en vrug dra in ons lewens. En mag dit 'n impak vanoggend juis hê in die areas waar dit die meeste nodig is. As wat ons vanoggend hoor, bietjie vir ons ongemaklik is, dan vra ons Here, juis gee ons die moed, die energie en die krag om te verander dit wat moet verander. Om agter te los dit wat moet agterbly en om saam met ons te neem dit wat saam met ons moet gaan. Here, ons bid hierdie, nie uit verdienste nie, maar alleen uit U almagtige genade. Amen. Gemeente, die teksgedeelte wat ons vanoggend lees, kom uit 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 en ons gaan lees van vers 17 tot 32. En terwyl julle soek na die plekke, want die woorde gaan wel nie op die bord wees nie, so gryp jou Bybel of die persoon se Bybel langs jou, of as jy nie vanoggend 'n Bybel by jou het nie, spits net jou ore. Vanoggend begin ons met 'n preekreeks en ons gaan oor die volgende 4 weke met hierdie tema reis. Lesse uit Dawid se lewe. In die afkondiging wat uitgegaan het ek juist gevra dat julle 'n notaboek saamneem. En dis nie omdat hierdie 'n fantastiese preek gaan wees nie, dit is bloot net omdat ons 'n klomp inligting gaan hanteer. So as jy nuuskierig is oor die tema, en jy is nuuskierig oor die besonderhede wat genoem word, dan sou ek voorstel dat jy 'n notaboek byderhand hê. Merk net 'n paar goed en ek wil jou uitnooi, gaan lees dit op, soek saam, ontdek saam. Dawid se lewe is aangrypend vir verskeie redes. En wanneer ons oor Dawid dink, dan reduseer ons hom soms tot die geveg met Goliat, sy koningskap en sy fout met Batseba. Dalk selfs as jy aan Dawid dink, dan dink jy aan die psalms en die digkuns daar rondom. Maar Dawid het 'n baie interessante lewe vol intriges. Hy het ook 'n baie unieke verhouding met God gehad. Tot 'n groot mate wys Dawid vir ons in 'n Ou Testament waar daar nog baie wettiese reëls en regulasies is. Kom wys Dawid ons 'n stuk van God se hart van genade. 'n Aangrypende ding vir sy tyd. So ons gaan grepe neem uit Dawid se lewe en die inligting wat ons juis gaan dek gaan 'n voelvlug wees. So ek wil jou uitnooi, gaan kyk bietjie in diepte daarna. Gaan kyk na die fynere besonderhede, lees die verhale deur en kyk bietjie wat vir jou uitstaan in al hierdie. Maar dit wat ons gaan hanteer, gaan grepe wees uit Dawid se lewe. Oomblikke en lesse wat ons kan leer. Ek dink as ons regtig deur Dawid se lewe fyn kam, dan kan ons 'n hele jaar of meer selfs daarvan 'n preekreeks maak. Ons het 4 Sondae, so daar's redelik grond wat ons moet dek in daai tyd. Die ander ding wat ek wil noem, is dat baie keer is die verhale wat ons van Dawid ken, en veral nou byvoorbeeld iets soos die geveg teen Goliat, is eintlik die storie wat ons ken vanuit die Kinderbybel. Kinderbybel het 'n opsommende verhaal vir ons gegee, wat eintlik regtig 'n baie vriendelike verhaal is, maar wat nie noodwendig al die agtergrond gee, wat 'n storie baie ryk maak. Mense sou dit ook nie verwag van 'n Kinderbybel nie, so dis nie dat daar iets weggelaat word uit 'n Kinderbybel uit doelbewus nie. Die plan met 'n Kinderbybel is om die essensie van die storie so eenvoudig as moontlik oor te dra. Die probleem egter is as ons prentjie van hierdie verhaal net baseer op 'n Kinderbybel prentjie, dan mis ons so 'n bietjie die fynere besonderhede wat hierdie verhale regtig lewe gee. So ek wil jou regtig uitnooi vir al die verhale wat jy dink jy ken, gaan lees na hulle konteks. Gaan lees die verhaal self, maar gaan lees ook dit wat vooraf kom en dit wat daarna kom. Vandag is ons fokus 'n bietjie op Dawid en Goliat, want juis hierin is daar 'n les van gasvryheid en diensbaarheid en uit dit 'n stuk deurbraak. Ons weet dat Goliat was die oomblik. Dit was die oomblik vir Dawid. En ons gaan nou 'n bietjie iets noem oor oomblikke. Want in ons eie lewe is daar ook oomblikke. Oomblikke van verandering, oomblikke van nuutheid, oomblikke van omkeer. En jy kan nou maar self bietjie dink, dit kan 'n oomblik wees waar jou gesondheid draai.
Of dit kan 'n oomblik wees waar 'n familietwis opgelos word. Dit kan 'n oomblik wees waar dit waarvoor jy gewag het in jou werksomgewing begin gebeur. Of 'n oomblik wees waar dit waar jy voor gewag het in jou loopbaan begin skuif. Oomblikke ken ons, en die oomblikke waarna ons vanoggend verwys is spesifiek die oomblikke wat 'n verandering bring. Dalk staan jy en kyk nog na 'n moontlike oomblik, as dit kan verander, of daai kan verander, as my infeksietelling kan afneem, of as hierdie persoon by die werk kan skuif, of as hierdie ding kan verander, of as hierdie gesprek kan plaasvind tussen my en 'n familielid, dan gaan daar verandering kom. So dalk staan jy nog en wag vir die oomblik. Of dalk is jy amper op die oomblik. Vanoggend kyk ons juis na wat maak ons met so 'n oomblik. Hoe kom ons by so 'n oomblik en wat maak ons met so 'n oomblik? So, kom ons begin by ons teks. 1 Samuel 17 van vers 17 tot vers 32. Dit sê: Isaai het vir sy seun Dawid gesê: Vat tog vir jou broers 16 kg gebraaide koring en 10 brode en bring dit gou vir hulle in die kamp. Die 10 kase moet jy na die aanvoerder van die afdeling toe vat. Dan moet jy sommer kyk of dit nog goed gaan met jou broers en 'n bewys daarvan saambring. Saul en jou broers en die hele Israel is in die laagte by die groot boom aan die veg teen die Filistyne. Dawid het die môre vroeg opgestaan, die kleinvee aan die wagter afgegee, die goed opgetel en gegaan soos Isaai hom beveel het. Net toe hy by die kamp aankom, het die leer wat na die gevegslinie toe uitgaan, die oorlogskreet aangehef. Israel en die Filistyne het naamlik in linies teenoor mekaar stelling ingeneem. Dawid het die pak wat hy gedra het onder die sorg gelaat van die man wat die goed oppas en na die linies toe gehardloop. Toe hy daar aankom, vra hy sy broers hoe dit gaan. En terwyl hy nog by hulle praat, kom die baasvegter, Goliat, die Filistyn uit Gat, juis uit die linies van die Filistyne vorentoe, en hy praat weer so. Dawid het dit gehoor. Toe die Israeliete die man sien, het hulle almal vir hom gevlug en hulle was baie bang. 'n Israeliet sê toe: "Julle sien hierdie man wat vorentoe kom? Hy kom net om Israel te verkleineer. Die man wat hom verslaan, die koning sal daardie man baie ryk maak en sy dogter aan hom gee. En die man se familie sal in Israel van alle verpligtinge vrygestel wees." Dawid het vir die manskappe wat by hom staan gevra: "Wat sal gebeur met die man wat die skande van Israel wegneem en die Filistyne daar aan die ander kant verslaan? Wie is hierdie heiden, hierdie Filistyn, nogal dat hy die linies van die lewende God verkleineer?" Die manskappe het dieselfde vir hom gesê: "So sal gedoen word aan die man deur wie die Filistyn verslaan word." Dawid se oudste broer Eliab het gehoor wat hy met die manskappe praat, en Eliab het hom vir Dawid vererg en gesê: "Waarom het jy hierheen gekom? En aan wie het jy hierdie klompie kleinvee in die droëveld afgegee? Ek ken jou vermetelheid en kwaadwilligheid. Het jy nie net hierheen gekom om na die geveg te kyk?" Toe sê Dawid: "Wat het ek nou gedoen? Is dit dan nie 'n belangrike saak hierdie nie?" Dawid het van hom af weggedraai na 'n ander een toe en dieselfde gevra, en die manskap het geantwoord soos die eerste. Die woorde wat Dawid gesê het rugbaar geword. Die manskappe het dit vir Saul vertel en hy het hom laat haal. "Mens moenie oor hom moedeloos word nie," sê Dawid vir Saul. "Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg." Net tot sover. Dalk voel hierdie vir jou soos 'n vreemde greep wat uitgehaal is. Kom ek skets gou vir jou die prentjie. Op hierdie oomblik in die geveg het die Filistyne na die Israeliete toe gekom. Die Israeliete het daarvan gehoor en die Filistyne op die slagveld ontmoet, en hulle ontmoet mekaar op hierdie vreemde punt, waar albei op 'n bult staan met 'n laagte tussen hulle. En nou uit die aard van die saak werk dit nou strategies so: jy kan nie omdraai en loop nie, want die ander weermag gaan jou deur die laagte volg en dan jy op die agtervoet. Maar jy kan ook nie eerste aanval nie, want die eerste ou wat aanval en in die laagte inbeweeg, moet teen 'n opdraande veg, en dan is jy klaar op die agtervoet. En dis hoekom hierdie twee weermagte teenoor mekaar staan en hulle wag. Vroeër in die teks praat dit van 40 dae wat hulle hier staan en wag. Maar vir mekaar kyk.
Want die eerste ou wat beweeg, vorentoe of agtertoe, is op die agtervoet. Dan was die gebruik van hierdie tyd, in 'n situasie waar niemand nêrens heen kon gaan nie, dat 2 vegterhelde na vorentoe tree. Die beste van elkeen van hierdie weermagte. En die gedagte daar agter is eenvoudig dat hulle die weermag gaan verdedig. Jy kan moeilik duisende mense in lyn probeer hou, maar is maklik om met een reëling te tref. So die reëling sou dan wees dat ons mekaar in hierdie laagte ontmoet en dit uitveg. En die soldaat wat wen, hulle weermag wen. En die soldaat wat verloor, hulle weermag verloor. Dis die reëling. En so vir die Filistyne tree Goliat na vore. 'n Reuse man, sterk, intimiderend. Maar hy tree nie net na vore om die Filistyne of om die Israeliete te verslaan nie, hy's ook spottenderwys besig met hulle. Belaster hulle, belaster God. En vir Dawid word hierdie 'n saak. Nou, voordat ons praat oor Dawid en Goliat self, dink gou weer terug aan hierdie moment. Hierdie oomblik waar jy verandering wil hê of verandering wil sien. Ons kan praat van jou oomblik van deurbraak. Dis die ding waarvoor jy vir God vra. Daai oomblik. Gesondheid, finansies, jou werk, familie, jou huwelik, wat ook al dit mag wees, daai oomblik. Die ding wat moet gebeur vir jou om te begin juis 'n stuk genesing en herstel sien. 'n Stuk vrede te sien. Dit wat ons van lees, ons porsie is, dit waarvoor Christus aan die kruis gesterf het. Daai gedeelte. Daai moment. Dit word ons gebed, en wat ons in baie gevalle doen, is ons bid dit, en ons bid dit, en ons bid dit, en ons bid dit, en hoe langer dit vir ons vat om by daai moment uit te kom, en hoe meer ek dit bid, hoe meer begin ek dalk die vraag vra, is God besig om te luister? Wat wel hier interessant is jy moet onthou waar Dawid homself bevind. Dawid op hierdie stadium is gesalf tot koning van Israel. Is hy koning van Israel? Nee. Die vreemdste ding gebeur met Dawid. Hy word gesalf en dan wanneer hy klaar gesalf is tot koning, dan draai Samuel wat hom gesalf het om en in plaas dat daar 'n hele intog is en trompette wat blaas en mense wat fees vier en Dawid wat na die troon toe stap, gaan hy terug na sy vee toe. Hy gaan pas verder in die veld skape en bokke op asof daar eenvoudig niks gebeur het nie. Maar hy's eintlik koning van Israel. En so Dawid vind hom in hierdie vreemde spasie. Op 'n stadium kort na sy salwing, dan vertel die teks hoe Saul totaal en al sy kop verloor. Dis die oomblik waar God vir Saul gesê het, ek kies jou nie meer as koning nie, jy gaan nie meer koning wees oor Israel nie, ek gaan 'n ander ene salf, en Dawid word toe dan in sy plek gesalf. So, die teks vertel, Saul is besig om sy kop te verloor, en wat hy dan nodig het, of een van sy adviseurs sê vir hom, 'n lier. As iemand 'n lier goed kan speel, gaan dit jou kalmeer in hierdie oomblikke waar jy totaal en al manies word. En so, een van hierdie adviseurs sê toe, maar hy het 'n seun sien speel op die lier wat baie goed is, wat Dawid is, en so het hulle vir Dawid begin in die paleis intrek. So die teks vertel, hoe juis in hierdie omgewing, ons reeds kry dat Dawid op 'n lier vir Saul speel in tye wanneer dit met hom nie goed gaan nie. En dat juis hierdie gebeurtenis ook maak dat Saul vir Dawid sien as iemand waarop hy guns het. Dit natuurlik maak dat Saul ook vir Dawid sy skulddraer maak. So Dawid is reeds so 'n bietjie ingetrek by die koning, en die teks vertel dat Dawid soms Saul se skuld dra en ander kere dat hy by die huis is om skape op te pas, en dat hy so 'n bietjie tussen hierdie twee werke wissel. Dis waar Dawid is. Dawid het al klaar 'n bietjie van 'n naam vir homself begin maak. Hy's nog nie die koning van Israel soos wat hy voorgesal was nie, maar hy sal bietjie meer nader aan die koning. En wat dan gebeur is, sy pa gee hom die opdrag om kos te vat vir sy boeties. Dis iets wat 'n dienskneg eintlik sou doen.
Maar Dawid gaan doen dit. In hierdie oomblik, waar Dawid eintlik wag vir sy deurbraak, die oomblik wat God beloof het, dit wat syne is, na regte, in dit kry hy die opdrag om iets te gaan doen wat 'n dienskneg of 'n slaaf sou doen. Vat kos na die oorlogsfront toe. En dis dan wat Dawid doen. Ek dink dis eintlik die eerste les vir vanoggend. Die beginsel dat Dawid nie net een kan sit en so obsessief raak oor dit wat hy voorbid of dit waarvoor hy vra nie. Daai oomblik, daai deurbraak is nie sy enigste fokus nie. Dis hoegenaamd nie sy enigste fokus nie. Wat eerder hier gebeur is dat Dawid kies om diensbaar te wees en om juis iets by te dra. Dawid is eintlik besig om daar waar hy nodig is 'n rol te speel. Dis totaal anders. As ek en jy onsself vind dat ons besig is om net te bid vir die saak waar daar moet verandering kom, dan mis ons dalk ook juist die punt. Ek sit hier op my hoopie, ek wag dat God verandering sal bring, ek wag dat God vir my 'n deurbraak sal bring, en dit word so my fokus dat dit al is wat ek beleef. Alles wat ek sien, alles waaroor my verhouding met God gaan, dis net hierdie saak. En God moet dit antwoord. God moet hier verandering bring. En ek sien niks anders raak nie. Sien julle in Dawid se lewe dat dit juis nie meer vir hom gegaan het oor hierdie saak nie, dat sy oomblik van deurbraak, dit wat God beloof het, nie die primêre fokus meer is nie, maar dat Dawid 'n geleentheid in dit kry om diensbaar te wees. En die ironie is, die feit dat hy diensbaar is, bring hom op 'n geleentheid. Die geleentheid. En dan kry ons hierdie oomblik. Dawid staan voor Goliat. En as jy hierdie nog nie gehoor het nie, dan wil ek jou vinnig net op hoogte bring, want wanneer ons dink aan Goliat, dan hoor jy hierdie reus en hierdie magtige man, en jy dink aan 'n seentjie wat ons skat tussen die ouderdom van 16 en 19 sou wees op hierdie oomblik. En dit lyk amper onmoontlik. Maar nou weet ons, met moderne medisyne, dat Goliat, soos wat die Bybel hom beskryf en soos wat tekste hom beskryf, heel moontlik 'n genetiese afwyking gehad het met die naam giantism. Dit sou hom nie laat ophou groei nie. Hy sou aanhou groei, groot lyk, sterk wees, verseker. Maar soos met enige genetiese afwyking is daar altyd iets wat nie heeltemal funksioneer nie. En in Goliat se geval is dit sy sig. Dis die rede hoekom Goliat Dawid uitnooi om na hom toe te kom die hele tyd. Goliat verwag om Dawid hand teen hand te veg. Dawid aan die ander kant, hoor ons het 'n slingervel. En reg deur antieke tekste vir hierdie tyd was die een mag in die weermag wat 'n deurslag sou gee in enige geveg, is die linies wat slingervelle gehad het. Want hierdie ouens het nie net ketty geskiet nie. Dis nie die prentjie wat jy moet kry nie. Om hulle akkuraatheid op te skerp, het hulle geoefen deur voëls uit die lug uit te haal. En wanneer hulle 'n klip geslinger het, het hy ongeveer 120 km/h getrek. Dis 'n geweer. Dis niks anders nie. Dawid sou dalk nie die formele opleiding gehad het nie, maar ons kom agter dat hy reeds wel bietjie van 'n militêre agtergrond sou hê, omdat hy koning Saul se skilddraer was. En daarmee saam weet ons hy het ook gereeld geoefen in die veld. So ons kan aanneem dat Dawid redelik akkuraat is. Van die oomblik dat Dawid sy voet sit op daai slagveld, is dit eintlik nie 'n geveg nie. Dis nie 'n geveg nie, en Dawid weet dit. Die grootheid van Goliat was dalk vir hom kon dalk intimiderend gewees het, maar vir Dawid is hier iets anders wat 'n rol speel. Dawid bly praat oor die saak. Hoe durf hierdie Filistyn die weermagte van God verkleineer? Hoe durf hierdie Filistyn teen sy God praat? Hoor jy dat Dawid weer eens nie daarop uit is op roem nie. Van wat ons kry uit die teks, raak Dawid kwaad oor 'n saak van ongeregtigheid. Hierdie pas nie, hierdie kan nie. En dis hoekom hy gaan doen wat nodig is om te doen, want hierdie mag nie so aangaan nie.
Weer eens in baie geleenthede. Wag ons nou vir hierdie oomblik. En dalk, wanneer ek sien dat hierdie oomblik in God se hande is, en ek gee oor, dan beteken dit ek word diensbaar. Ek besluit om eerder my fokus op iets anders te sit, en besig te word met dit waarmee God besig is. En dan in die proses, soos met Dawid, wanneer hy diensbaar is en die kos vat vir sy boeties, so kry ons ook dat in die proses, om diensbaar te wees, is die geleentheid daar vir deurbraak. En dan kan ons baie maklik weer terugval en so gefassineer raak deur wat ons hieruit kan kry. Terwyl vir Dawid hier gaan dit in hierdie oomblik nie oor eer nie. Dit gaan eenvoudig oor hierdie saak is nie reg nie. So wanneer Dawid dan sy slingervel gryp en hy tref vir Goliat, soos verwag, en Goliat sterf, dan kom hier 'n omkeer. Nie net sien die Israeliete dan geleentheid om die Filistyne wat totaal en al verskrik is oor hierdie situasie, om dan aan te val nie, maar dit word ook 'n keerpunt in Dawid se lewe. In 'n oomblik word hy gemerk as leier. En jy kan maar die tekste volg van hier af. Van hier af begin Dawid self as militêre leier optree. En met groot sukses. Dit word die begin van wat ons sien uit 'n koning Dawid, net nog voor sy troon. Dawid se deurbraak, die antwoord op dit wat God vir hom beloof het nie gekom deur dat hy eenvoudig gesit het en wag het nie. Maar hy het ook nie dit gaan haal met fors nie. Hy was eenvoudig diensbaar. Hy was gefokus op dit waarmee God besig is. En in die proses is 'n saak wat vir hom ongeregtig was en net nie mag wees nie. Dit het hom in die beweeg gebring. So as ons dit deurtrek na ons lewens vandag, dan beteken dit, in plaas dat ek die hele tyd sit en wag vir hierdie ding om te gebeur, dit waarvoor ek bid, daai moment, daai oomblik, daai deurbraak van dit wat jy weet God beloof het, of dit jou gesondheid is, of dit jou finansies is, of dit in jou werksplek is, of familielewe is, of waar ook al mag wees. In plaas van om te sit en wag daarvoor, obsessief te kere te gaan daaroor, dit jou enigste fokus te maak, word ons eintlik uitgenooi om dit in God se hande te los, want dis die beste plek waar dit kan wees, en dan besig te raak met dit waarmee God besig is. Dis die rede hoekom Paulus ook natuurlik die gemeentes aanmoedig om nie te fokus op al hierdie klein goedjies nie. Paulus sê juis, ek wil niks anders tussen julle weet as Christus en hom gekruisig. Jesus nooi die disippels uit en sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die res sal vir julle gegee word. Dis 'n uitnodiging om te sê, dit wat my oomblik of oomblikke in my lewe, waar daai deurbraak nodig is, waar dit waarvoor ek bid nodig is, dit sit ek in God se hande, verseker. Maar ek los dit daar. Dit word nie my fokus nie, dit bly nie my fokus nie, dis nie iets wat ek najaag nie, want in God se hande is dit veilig. Wat ek doen, is om deel te neem aan God se koninkryk. My opdrag as gelowige, as kind van God, uit te leef, en daar is die vraag in, waar is God besig en hoe kan ek daarbey aansluit? Waar kan ek 'n verskil maak? Waar kan ek 'n bydrae lewer? Waar kan ek vir iemand diensbaar wees? Waar kan ek iemand ondersteun? Dis my fokus. En in die proses gaan dit my op plekke kry waar ek eenvoudig nader is aan daai antwoord op gebed, daardie moment. En nog steeds hou ek my fokus. Want julle sien, hier gaan dit oor 'n hartsverandering. Dawid se hart was nie so intens op sy koninkryk as wat dit was op die diensbaarheid en die saak van God nie. En so wanneer ek en jy kies om ons eie moment, wat ons in God se hande gegee het, by God te los, dan gaan dit nie meer vir my wat ek daaruit kan kry nie, dit gaan vir my oor waarmee is God besig. En wanneer dit vir my gaan oor waarmee God besig is, dan skep dit weer 'n volgende geleentheid. Wat hierdie teks eintlik vir ons vertel, is terwyl ons besig is om in God se koninkryk te werk en deel te neem aan dit waarmee God besig is, maak God self 'n pad oop en sorg God vir die beloftes wat hy gegee het.
As ons obsessief raak oor dit wat ons van God verwag, dan is ons fokus in ons harte nie waar dit moet wees nie. As ons fokus juis op dit is waar ons deelneem, waar ons besig is, wat vir God belangrik is, vir my belangrik word, dan is dit besig om ons harte in lyn te trek met God se wil. En God sorg vir die beloftes wat hy gemaak het. God sorg vir die genesing wat hy beloof het. God sorg vir die herstel wat hy beloof het. Gemeente, so vanoggend se uitnodiging is juis dit. Dawid se koningskap het nie begin in die veld waar hy daarvoor gewag het nie. Dit het ook nie in die veld gebeur waar hy daarvoor gebid het nie. Dit het in die plek gebeur waar hy diensbaar was en waar hy die saak van God gedien het. En so wil ek ons as gemeente uitnooi. Jy weet wat jou oomblik is. Jy weet wat nodig is. Jy weet waarvoor jy bid. Jy het klaar jou punte in jou kop van watter gesprekke moet gebeur, of wat moet verander in my werksplek, of waar moet goed verander in my finansies, of wat moet draai in my gesondheid. Jy het dit. En bring dit voor God hierdie week. Maar wanneer dit by God is, los dit daar. Fokus op dit waarmee God besig is. Maak seker dat dit wat vir God belangrik is, vir jou en my belangrik is. Mag dit ons fokus wees. En die res is voorgesorg. Amen. Weet dat God weet wat jy nodig het. Weet dat God ook deeglik bewus is van die lewe wat hy vir jou wil hê en die beloftes wat hy teenoor jou gemaak het. En weet ook dat God ons uitnooi en dat ons 'n rol en 'n taak het. En vandag gaan ons doelbewus ons fokus af van die goed waaroor ons obsessief is, waar ons deur wil antwoorde hê en wat God deur moet deurbraak, en ons rig ons aandag op dit waarmee God besig is. Die res is gedek. Gemeente, met dit in gedagte, mag die God wat altyd met ons is, die voorbeeld van Jesus se liefde en gehoorsaamheid aan die Vader, en die Gees se leiding met ons elkeen wees. Amen.